Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens se koerantbesprekings en volgens sluit Christel Cornelissen by ons aan. Maar voor ons op by aankom, dis Andries Cornelissen se verjaarsdag. So Andries, geluk met vir jou verjaarsdag ook. Lekker verjaardag. Wat sê? Wat het jy vir Andries gekry vir sy verjaarsdag? Dit is nog in wording. In die pos. Maar ek het vanoggend met sy kar gery en die petrolliggie skree op my, so ek dink aan Ja, ons het 'n R200 se idee. petrol. Ons het 'n idee wat hy gaan kry, ja. Ek dink hy kan dit baie goed gebruik, klink dit vir my. Dat sê Christel. Môre Christel. Môre, julle maak my seker weer agter met hierdie in diepte besprekings, meneer. Ja, ek soek Annelise. Ek weet nie wie die Annelise girl is nie, maar ek soek haar. Bring haar vir my. Christel, ons begin met 4 gewese Transnet hoërs kry elkeen R50,000 borgtog. Die wiel draai, partykeer draai bietjie stadig, maar die wiel draai. Kyk, hulle was al in die hof gewees, nou die 4 van hulle is nou weer in die hof. Hulle het hulle gaan oorgee aan die polisie. En gister het hulle in die Landdroshof in Palm Ridge verskyn. Nou hierdie hou verband met julle onthou die tender vir die baie duur lokomotiewe wat ons gekoop het, wat ons toe nou later mee gesukkel het. Wat er nou nie mooi gepas het. Hulle het nie lekker gewerk nie. Ja, dis nie soos Lego enigiets ry op enigiets nie, het hulle nou agtergekom. Maar die geldjies is betaal, jy weet, hulle is weg aangegaan met hulle lewens. En onder andere by die Sondekommissie het al hierdie goeders aan die lig gekom. Soos ek sê, die wiel draai bitter stadig. Jy weet, hierdie is nou al jare. Dis ongelooflike groot bedrag geld waarvan ons hier praat. En dit het 'n ongelooflike uitwerking op die hele land gehad. Ons sukkel nou nog om spoorlyne reg te kry. Jy weet, daar treindienste word nie gelewer soos dit gelewer word nie. Nietemin die 4 van hulle is nou in die hof. Nou hulle het 'n bietjie gekibbel oor borgtog. Jy weet, almal is arm wanneer hulle in die hof verskyn. Maak nie saak wat die bedrag betrokke is, wat jy van korrupsie beskuldig word nie. As jy daar staan en jy met borgtog betaal, het niemand 'n sent geld op hulle naam nie. Brian Molefe het al gehuil op ander plekke, so ek sal verstaan dat hy sal Trane gestort. Ja, presies tog. emosioneel wees oor Dis taai daar buite. Ja. Dis baie taai daar buite. Hulle is op R50,000 borgtog elk vrygelaat. Ja. Dis klein geld. Uiteindelik so, hulle het gesê, die regter het gesê, hulle het nou van tevore al gewys, hulle is voorbeeldige burgers van die land. Want in die vorige saak het hulle borgtogvoorwaardes nagekom. Wag 'n bietjie, die vorige saak. Ja. So hulle was al beskuldig vir iets, maar dan is hulle voorbeeldige burgers. Ja, maar hulle is okay. nou nog nie skuldig bevind Ja, aan ja, enige iets nie. Net so moet nou nie haastig raak nie. Wat interessant is, hierdie MK-party, 2 van hulle is MK-LP's. Nou weer ons mense wat sê die MK se lys van lede lees soos die Sondekommissie se bladsye. So hulle sê hulle is bekommerd oor die regsprosesse. Nou ek is nie heeltemal seker wat hulle bekommer nie. Dat het gaan gebeur? Of? Ja, dat het gaan gebeur. Hierdie mense is genoem tydens die Sondekommissie na staatskaping. Jy weet, en hulle aangesluit by die MK-party en hulle is aanvaar en hulle is verwelkom en hulle doen werk. So ek is nie heeltemal seker waar die bekommernis lê nie. Hulle praat van 'n kommerwekkende patroon van vergelding. Kerels nee, jy weet, as jy beskuldig word van iets, is dit nie vergelding nie, dit is geregtigheid. Jy weet, dan moet jy hof toe gaan en jy moet gaan verduidelik. Ons probeer nou nog die skade ongedaan maak wat met staatskaping gepaard gegaan het. Dit het ons almal geaffekteer. Ek dink nie dit enigiets met vergelding te doen nie. Nee, maar ek veronderstel as jy nou gaan, dis reg, hierdie mense is ook genoem in die staatskapingkommissie se verslag. Moet jy ook erken Jacob Zuma het 'n groot hand daarin gehad wat die MK-party nie wil erken of gaan erken nie. Oor die Jacob Zuma wat die MK-party se leier is. Daardie Jacob So Zuma. ons gaan wat ook by dieselfde staatskaping- retoriek ek hoor sien, uit die ek sien. MK-party se mond. Ja, nee. Ja en ook nee. Maar nou ja. Maar nou moet ons praat oor ja Ons is en bly dit het gebeur. ons is bly ja, oor ja en ook nee. Ja, ons loop, nee ons bly. Nou sê die ANC, moet jy nie bekommer oor die ultimatums nie. Dit is nie hoe regering werk nie. Ons weet hoe dit werk, sê die ANC, en ons gaan op die nasionale werkskomitee vir julle bietjie daaroor gesels, 'n bietjie besluit oor Ons gaan. Hierdie is my interessant van Fikile Mbalula. Hy was vir baie lank, dit vir my gevoel hy's baie stil. Maar hy het duidelik nou weer sy Twitter-rekening gekry en hy is op die lug en hy is besig om net almal vas te vat. So wat meneer Mbalula sê is die ANC word nie gerespekteer nie. Jy weet, elke keer wat daar 'n probleem is, die wat dan sê die DA nou in hierdie geval, maar hulle gaan nou die pad vat. En dit is nie hoe dit werk nie. Jy weet, jy moet mekaar respekteer, jy moet leer om met mekaar te praat en nie deur ultimatums nie.
En dit voel amper vir my asof hy ook met sy eie party kan praat. Jy weet, ons word nie gerespekteer nie. Dit is presies wat die ander kant ook sê is, ons word nie gerespekteer nie. Die ANC regeer of neem besluite nog steeds soos wat hy die afgelope 30 jaar gedoen het, eensydig. Mens kry baie keer die gevoel die ANC is besig met 'n of ander waiting game. So hulle gaan net wag totdat hulle weer 'n meerderheid het. So hulle gaan aan soos wat hulle altyd aangegaan het, ongeag die feit dat hulle nie 'n meerderheid het en ongeag die feit dat hulle wel verskeie vennoot het, dat hierdie verwarrend is vir Suid-Afrikaners is so. En ek dink binne die onder gewone Suid-Afrikaners en waarskynlik binne die DA is daar teenstrydige gevoelens oor moet ons in, moet ons uit. Het 'n ultimatum enige doel gedien in hierdie geval? Jy weet, anders as om onrustigheid te skep onder mense, onder sakelei, onder markte. Dit het woelinge veroorsaak. Dit het woelinge veroorsaak. Het dit werklik 'n doel gedien? Nee. Ons het nog nie 'n punt bereik waar ons, en dit is met al die partye betrokke. Meneer Mbalula is not only preaching to the choir. Jy weet, hy moet miskien 'n bietjie introspeksie ook doen. Is mense moet mekaar begin respekteer. Ons regeer saam en dit lyk asof almal dit besef behalwe dikwels diegene wat moet saam regeer. Dis baie waar. En ons moet mekaar meer respekteer. Ja. Absoluut. En ek dink ook ons moet kyk wat is die beste vir ons land se burgers. Nie net vir ons partye en die politici wat die besluite neem nie, maar wat is werklik beste belang vir die land se burgers? Dis wat mense wil sien. Absoluut. Dan moet ons praat oor die Gautengse sekuriteit by hospitale. Baie streng sekuriteit. I'll have you know. Dit is 'n kommerwekkende berig hier. Dit is gedoen deur Spotlight. Dit is 'n lywige berig. As jy tyd het gaan lees dit gerus en dan kan jy sien waar ons belastinggeld heen gaan. So dit is 'n antwoord op vrae wat in die provinsiale wetgewer gevra is. So wat dit sê, dit is verdriedubbel in die afgelope 2 jaar as ek reg is. Van 838 miljoen na 2,5 miljard om veiligheid by hospitale in Gauteng te verseker. Net in Gauteng. Hierdie is vir Gauteng. 2,5 miljard. Ja, dis nie die hele land se nie, nê. Nou almal weet daar's probleme met veiligheid by hospitale. Kabels word gesteel, verpleegsters word aangeval. Ek is nie heeltemal seker of ons besig is om waarde vir ons geld te kry nie. Wat Jack Bloem van die DA sê is dis nie onbekend dat tenders soos hierdie gebruik word vir korrupte bedrywighede nie. Daar's patrone. Byvoorbeeld iemand kry 'n kontrak vir 2 jaar en dan ewe skielik word hulle vir 10 jaar aangestel en dan is die kontrak ewe skielik baie duurder. Maar nou moet jy kyk soos byvoorbeeld by Tara Hospitaal 14 miljoen rand per jaar, waar dit van tevore op 4,2 miljoen rand gestaan het. Dit is 'n ongelooflike styging. Hulle praat van 21 wagte. So hulle het nou 26 nodig, maar die kontrak betaal vir 46. So ergens is daar 20 wagte wat betaal word. Ek weet nie. Ek weet nie eers of bestaan hulle nie. Die tweede skof. Watter tweede skof? In jou gatsak. Hulle praat van vakante poste wat nie gevul kan word nie. Tara Hospitaal kan 50 van sy 137 beddens nie gebruik nie weens personeeltekorte. So personeeltekort. Weens personeeltekort 50 van sy 137 beddens. Dis meer as 1/3 van sy beddens wat nie gebruik kan word nie weens personeeltekorte. Maar daar's sekuriteit. Maar daar is sekuriteit. Dit maak mos nou vir niemand sin nie. Daar's geen deursigtigheid nie. Wie is hierdie mense wat hierdie ongelooflike kontrakte kry en hoekom? Ja. 'n Mens praat oor logika. Dis wat mense eintlik oor gesels. Voorhand liggende goeders wat 'n mens sien, maar dan sou ook voorhand liggende goed soos as jy iemand in hierdie land in 'n gebou, 'n publieke gebou wil laat inkom, moet jy dit toeganklik maak vir almal. En as hulle gestremd is, moet jy dit vir hulle ook toeganklik maak. Dit is hulle menslike reg. Dis hulle reg om in 'n publieke gebou in te kom, of jy gestremd is of nie. Met wat ook al jou terughou, moet dit vir jou moontlik wees om daarin te kom. As jy dan nog 'n raadslid keer om sy werk te doen in 'n publieke gebou, maak dit net nog erger. Jy is heeltemal reg as jy sê dis 'n reg. 'n Rolstoeltoegang, gestremde toegang, dit is 'n reg. Hierdie is nie 'n voorreg nie. Jy doen niemand 'n guns deur te verseker daar's rolstoeltoegang by 'n plek nie. Dis nie hoe dit werk nie. Hier is ons 2 berigte. Een is by 'n skool in Ekurhuleni en Katlehong. Die kinders, dit is 'n aanleiding van 'n oorsigbesoek van die DA. Die kinders wat hulle sê is moet in hulle klaskamers inkruip want daar is nie behoorlike rolstoeltoegang nie. Hierdie is 'n skool vir leerders met
gestremdhede. Ja. Mense dink hierdie is die eerste ding waarna daar gekyk het, dat badkamers reëlings het, dat daar ramps is wat dit vir hulle moontlik maak, dat onderwysers behoorlik opgelei is om in hierdie kinders se behoeftes te voldoen. As ons nie eers by 'n skool vir leerders met gestremdhede behoorlike rolstoeltoegang kan verseker nie, is ons mos nou nie besig om ons werk te doen nie. Ons is nie besig om mense gunste te doen Daar's nie verskoning nie. Ons is nie hier is absoluut geen verskoning. Jy kan nie vir my sê daar's 'n hiervoor logistieke probleem of ons personeelveranderinge gehad nie. Dis net eenvoudig dis nie gedoen nie. Dis pateties. Slegte toegang het niks met personeelveranderinge te doen. Dit is presies wat dit is. Dit is pateties en dit is onaanvaarbaar. Jy weet, ons grondwet word bestempel as van die mees progressiewe ter wêreld. Ons maak al hierdie mooi beloftes. En waar die tekkie die teer tref, moet kinders in 'n klaskamer inkruip omdat ons vergeet het om vir hulle 'n rolstoelramp te Ja, bou. so ek het gister hierdie storie gelees en hierdie is een van die stories wat my briesend gehad het, want dit is 'n absolute skande want ons vat mense se waardigheid weg. En behalwe net van dat jy verwag dat kinders in 'n klaskamer moet se kruip, praat hulle ook van dat daar net 2 opgeleide personeel hier is wat met hierdie kinders kan werk. En hier het ons het die kinders geval, ons het. En ons praat oor so baie kwessies oor skole en ek weet nie, elke tweede dag is daar 'n nuwe LER by 'n skool wat iets is nou fout en of ons die persoon aankla of daai persoon aankla, maar waar ons moet kyk dan die weerlose mense doen ons nie. So my vraag is aan die LER in daai provinsie en daai distrik, wat doen jy? Soos hoe laat jy dit toe? Hoe slaap jy die aand wetende dat kinders in 'n klaskamer inkruip? Ja. Dis pateties. Dis pateties. En dis nie net daar nie. Nou is dit ook met die raadslid in Rodepoort, in Randfontein, skus, wat in die Randwes munisipaliteit wat met sy rolstoel afgedra en opgedra moet word by trappe om by die raadsaal uit te kom. En daar gly een van die mense wat hom moes dra, van die huispakke werk nie. Hy maak sy rug seer, al 3 van hulle wat daar op die trap afgaan is beseer, want daar's net eenvoudig niemand gee om die huispakke in die staatsgebou reg te maak nie. Dit is weer eens, ons praat al hierdie mooi goed en waar dit saak maak, gebeur dit net nie. Dit is presies wat jy gesê het. Jy het dit so mooi opgeneem. Ons ontneem mense van hulle waardigheid. Ja. Weet, hierdie man wil self met sy rolstoel kom en gaan sit. En as 'n reël kan hy waarskynlik. Omdat 'n huisbak by die Randwes munisipaliteit nie werk nie, moet iemand hom help om oor die weg te kom. So hy daag op om sy raadsvergadering by te woon. Die minste wat jy kan doen is om seker te maak die huisbak wat hy veronderstel is om te gebruik, is in 'n werkende toestand. Dit is nie die eerste keer dat dit stikkend is nie. Dit is stikkend, dan word dit reggemaak, dan is dit weer vir 3 maande buitewerking, dan werk dit weer vir 5 minute. Hierdie is eenvoudig onaanvaarbaar. As jy in jou eie raadsvertrek nie kan seker maak dat dit goed werk nie, quite frankly moet dit nie regtig jou prioriteit wees nie, maar iets soos 'n huispak in stand hou. Ja. Weet, dit is daarom hierdie is basiese goed wat ons moet regkry. En dit kom terug by wat jy sê, ons is besig om mense van hulle waardigheid te ontneem. Sure. En ek gebruik ons ligweg. Ja. Ja. Kristal, dan is daar 'n bietjie goeie nuus van daar is 'n goedkoper kos. Hierdie storie maak my geweldig opgewonde. En ek kan nie wag dat iemand 'n winkel hier naby ons kom oopmaak nie. Dis 'n loodsprojek, die winkel se naam is Skubu, dit is in Diepsloot bekend gestel. So wat dit doen is dit laat jou toe om met jou eie houertjie op te daag en in die hoeveelheid wat jy nodig het te koop. Maar wat baie lekker is jy betaal net vir dit wat jy nodig het. So jy weet as jy, hulle sê altyd buy in bulk and save, so as jy al hoe meer koop, dan word dit al hoe goedkoper. Ja. Maar hier sê hulle nee, die prys is die prys. So of jy 100 kg koop en of jy 100 gram koop, die prys is die prys. So as jy vandag R50 het, dan kan jy Bring jou meet en pas. jamvlesie, Bring jou jamvlesie. maak hom vol. Ja, so ek dink dis 'n Ja. wonderlike projek. Hulle praat van 'n kilogram mieliemeel wat R9 kos, 500 gram suiker R10. Weet en hulle sê dis minder as wat jy by groot kleinhandelaars kry. Wat ook great is jy gebruik nie so baie verpakking nie. Ja. So jy bring jou eie Dis wonderlik. partykeer voel my so half na, jy weet jy het net 'n pakkie maalvleis gekoop en dan kom jy by die huis en dan jy gooi die Half ton gladwrap weg, plastiek jy weg, gooi ja. die polistireen weg en dan met 'n wurm die polistireen eet. So as jy nou hierdie kan doen, ek dink is fantasties om vir mense opsies te gee. Dit word saam met die WNR gedoen, so alles word gemeet en daar word data ontleed om te kyk of dit volhoubaar is. Ek dink is wonderlik. Ek nie wag om daar te shop nie. Ek sien Bring saam. dit vir ons. Ja, presies. Daai winkels wat sê best before date. Ons is maar almal sakker vir 'n bargain. Anyway, Geniet hulle ook. dan moet ons praat oor, jy het gepraat oor 'n wurm, maar ons praat oor slange.
Kom ons praat oor Snakes on a plane. slange en liggawens. Daar's ook goed wat nou nie by mekaar hoort nie. Dit is nie. Daar's maniere om diere te vervoer en slange te vervoer aan jou persoon is nie een daarvan. Hierdie keer het ek geweet ek bring slange, so ek skrik vir niks nie. Hier is baie mooi slange op die skerm, alles is fyn. Hier is 'n kommerwekkende patroon aan die gang. Hierdie is die derde groot besending slange of eksotiese troeteldiere wat onderskep word en mense het dit aan hulle. Ja, alles word uit, wel die meeste daarvan kom uit Thailand. Hier is nou weer in Indië waar dit geland het. Hy was in besit van 16 lewende slange. Aan hom. As hy lyf No. in sakkies en so. Ja, ek hoop maar dit was in sakkies. Interessante name, kousbandslange, renoster, rotsslang. Nee, dankie. Kan jy Ek nou nie, dink jy ek sit nie. op daai vlug met daai 16 Ek weet slange nie, wat en hierso. iemand langs jou Ja, die beweeg. persoon langs jou. Weet nie. Iemand steel Nee. my jelly beans. So 'n koppietjie wat hier uitkom. Ek weet dis nou vir niemand lekker nie, maar dis 'n kommerwekkende patroon. Jy weet, hulle sê dat die laaste, ek dink 3,5 jaar meer as 7000 diere dood of lewend wat hulle beslag gelê het. So ek weet nie of mense moet bly wees dat hierdie goed onderskep word nie. So minstens weet ons daar word iets daaraan gedoen. Maar ja, hier is nie die passasier langs wie ek wil sit. Dan sit ek liewer langs 'n baba wat skrou al die pad tot in Australië. Maar iemand met 17 slange. Nee, dankie. Ek hoor Ek is jou. uit. Miskien 'n skilpad. Christel, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie julle. Dit is Christel Cornelissen, bly net waar jy is. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.